Jessie, dankie julle. Julle is te vriendelik. Julle is oulik. Gaan dit goed met julle? Awesome. Hoor jy het iets op jou gesig? Okay, ek dink nie is snaaks nie. Is jammer. Hoorie so, ek wil net begin om vir een en elkeen van julle te sê, jy is awesome. Jy is die next best thing since sliced cheese. En even nog beter as dit. As die Here na jou kyk, dan sien hy iets fantasties. Ek wens julle kon sien wat ek sien van die vooraf. Die Here sê vanoggend vir my, ek praat nie met 'n klomp jong mense in Mossel Bay by 'n gratis kamp nie. Ek praat met die future generation. Ek praat met die mense wat in die toekoms die wêreld gaan verander. En ek praat met die leaders van Suid-Afrika. Jy glo dit dalk nie, maar dit maak nie saak nie. God glo dit oor jou. En dit is wat saak maak. My naam is Johan. Ek is van Pretoria af. Wie van julle was al in Pretoria? Daar's hy, paar van julle. Moenie worry nie, die van julle nog nie daar was nie, julle mis niks. Ek wil net gou gesien, kan julle smile? Ek het 3 smiles nou al gesien vanoggend. Laat ek net sien, is dit moontlik? Ek wil net weet, is dit moontlik? Nee, Here, help ons. Ek dink julle kort nie 'n preek nie, julle kort 'n comedian. Alright. Pas daai soos ek kry 'n jammer laggie. Anyway. Hoor julle, ja, ek is van Pretoria. Ek het 'n vroutjie, sy is pragtig, sy is baie mooi. Ons is 5 jaar al getroud en ek het op 'n kamp net soos hierdie het ek die Here ontmoet vir die eerste keer. Ek was verlore, ek was dronk, ek was hoog, ek was agter geld aangewees, en toe eendag toe verloor ek al my geld en sê ek, Here, ek sal U 'n kans gee. En ek het op 'n kamp soos hierdie gekom en ek het die Here ontmoet en ek het sy liefde ervaar. Vir die heel eerste keer in my lewe het ek regte liefde ervaar en in my lewe regtig verander. En ek weet as die Here my kon aanraak, my hele lewe 180 grade omswaai in 'n oomblik, kan hy dit vir jou doen vanoggend. As ek die Here se liefde kon ervaar, kan jy die Here se liefde ervaar. En van daar af het die Here net fantastiese goed in my lewe gedoen. En ek staan vandag hierso 'n paar jaar later, hele paar jaar later, maar ek het 'n verhouding met die lewende God, Jesus. En ek kan vandag hierso staan en met confidence sê, is ek weet hy leef, ek weet hy's ongelooflik lief vir my, ek hoef bang te wees vir niks nie, ek hoef bekommerd te wees oor niks nie, hoe kan enige iets achieve wat hy vir my sê ek moet doen, en ek weet hy staan hier saam met my vanoggend, en dit is hoe ek deur my lewe gaan. En vandat ek hom ontmoet het ek wonderwerke in my lewe gesien, vandat ek hom ontmoet het ek gesien hoe siekes genees, vandat ek hom ontmoet het ek gesien hoe mense wat hom nie ken nie, hom sien en beleef, laat hy lewe en laat hy bestaan. En hy is hierso vanoggend en hy wil dit vir jou doen. Sal jy jou hart oopmaak? So van julle wat sê, hoor hierso, ek sal my hart oopmaak vanoggend. Tweekies, ek preek met julle, wil julle voorkom sit. Hoor jy, julle kan regtig relax, hoor. Julle kan regtig ontspan. Dis nie kerk nie, dit is kamp. Okay. Dit is, ons almal is chilled, ons is nie een manier daar buite en 'n ander manier hier binne nie. Ons is dieselfde. Ons maak grappies daar buite, ons maak grappies daar binne, hier binne. Ons praat oor die Here hier binne, maar ons praat ook oor die Here daar buite. Hy is deel van ons lewe, hy is wie ons is. En dit is hoe dit moet wees. Dit moet nie wees, as ons hier in die kerk is, dan is ons op een manier, en as ons buite die kerk is ons op 'n ander manier. Om 'n kind van die Here te wees, is die maklikste ding. Wat is jou naam?
What's your name? Are you English? Oh, do you understand Afrikaans? Oh, no wonder. Shame. Okay, to recap. God loves you very much. He thinks you're awesome. My name is Johan. I'm from Pretoria. I was lost. I got saved on a camp like this. Anyways, who else is English? Maar jy verstaan Afrikaans. En jy verstaan ook Afrikaans. Ja, okay. So dis net jy. Julle moet vir haar vertaal, okay? Alright. Okay, so in elk geval, waar was ek? Wat wou ek jou gevra het, weet jy? Nee, maar wat voor ek al gevra het, wat is haar naam? Sê weer? Ah, my son. Die maklikste ding, dankie Werner. Die maklikste ding om 'n kind van God te wees. Okay. So, kom ons probeer agter jou. Wat is jou naam? Praat jy Afrikaans? Yes. Wat is jou naam? Siniela. Jy's skaam. Okay. Dis goed so. Siniela, is dit Chanel? Net Chanel. O, so Chanel daar agter. Dankie dat jy my reg help. Ek is regtig nie goed met name nie, maar in elk geval. Chanel? Nie jy Chanel nie. Chanel, is jy jou ma en jou pa se kind? Is dit maklik of moeilik? In between. Okay, dis dalk maklik, dis dalk baie keer moeilik om die perfekte kind te wees, nee? Maar of jy nou die perfekte kind is en of jou ma hulle flipping kwaad is vir jou, bly jy hulle kind of nie? Wat 'n rol het jy gespeel om hulle kind te wees? Moet ons gou, ek weet in Pretoria het hulle hierdie in die skool, ek weet nie of hulle vir julle in die skool het nie, waar kom die bytjies en die blommetjies? Waar kom kinders vandaan? Het almal die idee? Okay, is dit 'n voël met so 'n net ding wat die kind kom aflaai? Nee. Okay, dis iets anders. Okay. So daar's ander goeters wat gebeur. So wie van julle het 'n rol gespeel in daai proses? Wat was jou rol gewees? Ons praat oor seks in die kerk. Seks. Hè? Jy het net geswem, nee. Jy het net geswem. Was dit vir jou moeilik gewees? Was dit 'n jy kan nie eens onthou nie, so maklik was dit gewees. Jy, al wat jy gedoen het, hoor gou julle, al wat jy gedoen het, is jy het gedoen al wat jy kon doen. Ek weet nou julle, hier is nou 'n bietjie, ons is nou hier besig met nou seksgoeters in die kerk, maar jy het net geswem, jy nie swem. En dis wat jy geweet het om te doen. En jy het dit gedoen. Dit was nie moeilik nie, dit was nie iets waaroor jy dink nie. Jy het net, toe die oomblik daar was, het jy net gedoen wat jy moes doen. Jy het net respond. Okay? So is dit moeilik om jou pa en jou ma se kind te wees? Nee. Jy kan sê, hulle maak die lewe van my moeilik, ja. Maar jy bly hulle kind. Jy bly hulle kind. Kyk, ek my pa en my ma al baie keer kwaad gemaak, en ek dink hulle het al daaraan gedink om my te vermoor, maar ek bly hulle kind. Bly hulle kind. En net so maklik is dit om 'n kind van die Here te wees. As jy 'n kind van die Here is, as jou hart vir die Here gegee het, is jy 'n kind. Daar's niks wat jy kan doen om nie meer 'n kind te wees nie. Kind bly 'n kind. Kan nie terugklim in jou ma se maag nie. As die Here aan jou geboorte gegee het, het hy aan jou geboorte gegee. En jy is 'n kind van die Here. Okay? Alright, julle nog wakker? Wiggle 'n bietjie. Ek net sien.
Wiggle, wiggle. That's English. You must wiggle. Okay. Ek gaan vir julle 'n paar groot woorde lees hierso. Kyk, julle gaan oplet. Okay. Ek wil gou vir julle lees. Het jy geweet Jesus het vir jou gebid in die Bybel? Julle kan antwoord, dis 'n vraag. Ja, nee. Nee. Alright. Okay, so ek gaan gou vir julle hierso lees. Nou, julle almal weet wie is Jesus? Stem julle saam, hy was awesome. Wat het die goed het hy gedoen op die aarde? Wonderwerke. Okay, hy het mense genees. Mense geleer. Orals, kom ons som dit so op. Orals waar Jesus opgedaag het, het lewe opgedaag. Mense het vrygekom. Mense het gesond geword. Mense se probleme is weg. Onthou julle toe Petrus, toe hy nie kon vis vang nie. So Jesus gooi nog een keer die visse in, daar's die visse. Dit was life and life in abundance. Okay. So ek wil gou vir iets hierso lees, en dit is 'n klomp groot woorde, ek weet, dit gaan dalk bietjie jou brein twist, maar dan sal ons gou daar praat. Okay. So Jesus, hy het gaan met sy disippels gesê, okay, hoor hierso julle, ek moet een van die dae kruis toe gaan. Okay, hy het hulle voorberei, gesê ek moet gaan sterf aan die kruis. Toe gaan hy weg van julle, toe gaan bid hy. Okay, nou gaan bid hy met sy Vader. Hy sê, Jesus looked up to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son so he can give glory back to you, for you have given him authority over everyone. Okay? He gives eternal life to each one you have given him. Okay, so dis die eerste ding. As jy 'n kind van die Here is, kry jy eternal life. Yes. Weet jy hoe lank is dit? Forever and ever. Dis bietjie langer as hierdie skoolvakansie. Okay. Soos, dis die ergste. So die skoolvakansie net begin, jy sien so uit in die skoolvakansie en dan dink jy, Jesus, weer skool oor 'n week of 2. Eternal life het nie 'n einde nie. Okay? Dis een van die awesomeste goed. Dis een van die goed wat vir my die greatste is, because I don't have to be afraid of death. Death cannot touch me because I have eternal life. Jesus conquered the grave. En omdat ek nie bang hoef te wees vir dood nie, hoef ek nie bang te wees om te lewe nie. Ek hoef nie bang te wees om kansse te vat nie. Ek hoef nie bang te wees om God te vertrou nie, want die ergste ding wat kan gebeur is ek kan doodgaan en ja, ek kan nie doodgaan nie. I have eternal life. God se plan vir jou lewe is nie vir die volgende 10 jaar nie. Sy plan vir jou lewe is nie net vir die volgende 20 jaar nie. Sy plan vir jou lewe is nie net vir die volgende 50 jaar nie. God het planne en drome vir jou lewe tot en met ewigheid. Hy gaan wil nie net so met jou tyd spandeer terwyl jy op aarde is nie. God se planne en drome vir jou strek tot in ewigheid. Want ons gaan vir ewigheid saam met hom wees. Hierdie tyd op aarde is eintlik so min. Okay, so Jesus sê, and this is, okay, and I say, this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. So dis wat Johan gister gesê het. Hy sê, ons skepingsdoel is om Jesus te ken. The only way to have eternal life is to know Jesus. Okay? Wie is beste vriende hierso? Enigiemand wat jou maatjie saamgebring het? Daar's net een hand op, sorry, julle verlies. Is julle twee? So ek nie 'n hand gesien, is julle twee besties? Ja, julle kan moet dit admit. Jy hoef nie skaam te wees daaroor nie. Is julle beste vriende? Okay, staan op en waai vir almal. Hoekom? Julle is so skaam hierso. Hoe moet ek voel wat jy voor moet praat?
Shame. Hoorie maar, ek dink is cool dat julle vriende is. Hoekom wil julle net? Daar's hy. Okay. Hulle is besties. Alright, hoe lank is julle al besties? Wys jy gou vir my? Hoe lank is julle al besties? Okay. 9 jaar, okay. Sy het dit geweet. Ek moet sê, dit is nog 'n awesome ding om te weet. Dis die tipe ding, daai tipe van goed is belangrik. Ek seker, daar's goed wat julle van mekaar weet, wat niemand anders weet nie. Okay? Hoe lank het julle mekaar geken, voordat julle besties geword het, voordat julle vriende geword het? Nie lank nie. Dis die eerste dag. Hoe oud was julle toe julle besties geword het? Graad 2. So graad 1 het julle geweet van mekaar. So jy het eers graad 2 in die skool ingekom. Okay. Alright. So, maar kom ons sê, is hier nog iemand wat julle ken hierso op die kamp? Is dit? Okay, kom ons sê so, daar's ander kinders wat julle ken op die skool, julle weet wie hulle is, julle weet wat hulle naam is, maar jy weet nie dieselfde goed van daai mense as wat jy weet van haar nie. Is ek reg? Maak dit sin? Volg julle almal my? So daar's 'n verskil om te weet van iemand en om iemand te ken, persoonlik. Om te weet wat in hulle hart aangaan, wat maak hulle bly, wat maak hulle gelukkig, wat is hulle bekommernisse. En Jesus sê hierso, dit is wat dit is om 'n ewige lewe te hê. So om hom soos dit te ken. Nie net te weet van hom nie, nie net van hom te gelees het in die Bybel nie. Die duiwel ken ook die Bybel. Toe hy vir Jesus in die wildernis getempt het, het hy hom getempt met die skrif. So, om Jesus te ken, is om actually met hom te praat, en laat hy met jou terugpraat. Julle geweet is ewen moontlik. Is daar van julle vir wie hierdie nuus is, soos ek nog nooit hierdie gehoor nie? Ek staan vandag hierso en ek het 'n lewende verhouding met Jesus. Dieselfde ou wat al daai wonderwerke gedoen het, al daai siekes genees het, hy saam met my. Ek kan met hom praat enige tyd en ek kan enige tyd praat hy met my terug. Dis 'n verhouding. Hoe kan Jesus sê ons moet hom ken as hy nie met ons praat nie? Hoe kan jy 'n beste vriendin wees? Hoe kan jy weet alles van haar hart as sy jou nie vertel nie? En Jesus soek dit met jou vandag. Nou, kom ons lees gou hier klein bietjie verder. Jesus sê, now I am departing from the world. They are staying in this world. There's no yellow. But I'm coming to you, Holy Father. You have given me your name. Now protect them by the power of your name, that they will be united as we are. Okay? They do not belong to this world any more than I do. Take them wholly by your truth. Teach them your word, which is truth. Just as you sent me into the world, I am sending them into the world. Wow. Julle sien, ons kan die Bybel lees en ons kan dit net vir ons woorde wees. Maar hierdie woorde is waarheid. Hierdie woorde is ewige lewe. Jesus bid vir die Vader en hy sê, Vader, soos U my gestuur het, stuur ek hulle nou. Soos U my gestuur het, om lewe te bring, om siekes te genees, om mense vry te maak, stuur ek hulle. En net voordat hy gesê, net soos ons een is, Here, wil ek hê U moet met hulle een wees. Dis hoekom ek sê, ek sit nie hierso en
praat, staan nie vandag hier en praat met net 'n klomp random kinders op 'n kamp nie. Ek deel hierdie met julle vandag, want ek glo regtig dat hier van julle sit vandag, wat vandag in daai verhouding gaan intree, wat een gaan word met God, die Vader en Jesus, wat in daai verhouding saam met hom, wat hom gaan hoor, so duidelik soos jy jou beste vriendin hoor. Hy gaan met jou geheime deel oor jouself en oor hom, wat geen ander mens weet nie. Hy gaan jou vertel wie jy is, laat jou bek oop hang en sê, jy sê, wow. Jy sien, hy het jou gemaak en hy is die enigste een wat weet wie hy is. Ons kyk na soveel influences en goed rondom ons, om vir ons te wys wie ons is. Ons soek ons identiteit in al daai goed. Jy het jou social media account, en dan post jy iets, maar jy kry nie soveel likes soos jou vriendin, en nou sê jy, ja, maar hoekom het sy soveel likes gekry, en dan voel jy sleg oor jouself, en ons vind ons identiteit in daai goed. Of ouens, jy gaan praat met 'n girl, en die girl skiet jou af, en nou vat dit in jou identiteit. Maar die girl het jou nie gemaak nie, sy weet minder van jou as wat jou ma van jou weet. Niemand anders het jou gemaak nie, God het jou gemaak, en hy is die enigste een vir jou kan sê, wie jy regtig is. En ek weet, dit is 'n ding waarmee ons al struggle, ons almal, jy is op soek na wie jy is, dis hoekom jy jouself vir heeltyd vergelyk met mense, maar God die Vader weet wie jy is, en hy wil vandag met jou kom praat, en hy wil vir jou sê, met sy eie woorde, wil hy in die oë kyk, en hy wil jou vasvat, en hy wil jou druk, en hy wil jou sê, my dogter, my seun, ek het jou lief, jy's kosbaar, jy's powerful. Ek wil lewe bring deur jou. Ek wens jy kon sien wat ek sien vandag. Ek hoop jy kan hoor wat sê hierdie skrif. God wil deur jou lewe. Kan jy dit begryp? Jesus wil deur jou lewe. Jy sien jouself en jy sien net hierdie gebroke mes en jy is so vasgevang in jou eie probleme en God sê nee. Soos ek vir Jesus sien, so sien ek vir jou. Ek sien iemand wat 'n ligdraer is. Ek sien iemand wat my naam in die wêreld in kan invat. Ek sien iemand wat die mense rondom my kan genees. Ek sien iemand wat 'n bron vir lewe is vir alles en almal rondom jou. Ek sien iemand wat alles waarna hulle raak verander in lewe. Ek praat nie met iemand anders nie, ek praat met jou. Maar weet jy wat is die probleem? Die probleem is ons dink ons is nie goed genoeg nie. Wie van julle dink jy kan jouself op in dieselfde klas sit as Jesus? Ek praat groot woorde vanoggend. Maar jy moet dit hoor, want dit is die waarheid, dit is in die skrif. En ek stel niks anders belang as die waarheid nie. En ek hoop jy ook nie. Ek stel nie belang in mooi stories, of religion. Ek stel net belang in Jesus se woorde, en wat hy vir ons wil sê vandag. Okay, so, kan jy dink dat jy jouself in dieselfde klas kan sit as Jesus? Wie van julle ouens het al 'n girl gedate en dan sê jy vriende, of jy wil 'n girl date, dan sê jy vriende vir jou, no, she's out of your league. Yes, dis waarvan ek praat. Okay? Jesus het hierdie planne en hierdie drome vir jou lewe. Hy sien jou as 'n koning en 'n prinses. Hy sê in die skrif, ek sê hulle nie slawe noem nie, ek noem hulle broers. Wie van julle het boeties en sissies? Wie van julle is die jongste? Okay, julle besef julle word voorgetrek, né? Die jongste word altyd voorgetrek. Okay,
Ek weet, kom ons praat gou eerlik, ek weet, mens voel partykeer, my boetie word voorgetrek, of my sussie word voorgetrek, voel ons partykeer so? Maar kan julle, as ons nou ernstig moet wees en ons relax nou 'n bietjie en al daai goed, weet jy jou ma en jou pa is net so lief soos vir jou, soos wat vir jou boeties en sissies? Nou as ons Jesus, as hy ons boeties en sissies noem, is die Vader net so lief vir ons as vir Jesus. Hy sien dieselfde potensiaal in jou raak as wat hy in Jesus raak sien. En die Heilige Gees is op soek na iemand om hierdie woord te vat en daarmee te hardloop, want die wêreld kort dit. Die skrif sê, the whole creation is an eager expectation for the sons and daughters of God to be revealed. The sons and daughters of God. Die wat besef dat die Vader hulle sien net soos Jesus. Die wat hoor en glo dat Jesus sê, Vader, soos U my gestuur het, stuur ek hulle. Jy sien, maar die probleem is, ons sit met 'n flippend duiweltjie op ons skouer, wat vir die hele tyd vir ons sê om die verkeerde goed te doen, en dan doen ons mos daai goed. Ons almal kan hierso sit in die kerk, en ons kan sê, ek gee my hart vir die Here, en dan hou ons uit vir 'n week, en dan, slip ons net weer. Wie het al dit ervaar? Yes. En so ons het naby aan die Here gevoel, daai oomblik, maar is amper elke oomblik daarna, wat voel of jy weer verder en verder weggaan. Jy voel hom vir 'n oomblik, wees eerlik julle, hierdie, om deel te neem, en om te antwoord, gaan hierdie reël maak vir jou. Wie van julle voel, daar's oomblikke wat ek naby aan die Here is, kom ons sê in 'n diens soos gisteraand, en ek voel passievol, maar die oomblik as daai moment verby is, dan is dit weg. Of dit begin so stadig. Wie voel partykeer so? That's it. En dan wanneer ons foute maak, dan maak dit nog erger. Weet julle hoe werk die duiwel? Hy kom sê vir ons, wat is nou 'n goeie voorbeeld? Ek wil nou nie idees gee van sondes nie. Kom ons praat reël. Okay? Kom ons sê, jy gee jou lewe vir die Here, en jy's all in. En jy doen jou bes. En jy gaan huis toe, en yes, jy doen jou bes, maar toe jy weer vang, toe jy besig om pon te kyk. Nee? Moenie, asof jy dit nog nooit gedoen het nie. Ons praat nou reël hierso, onthou? Jy maak 'n fout. Nou voel jy flip. Ek is nou is ek mikke toe. Nou voel ons asof jy nie meer kind van die Here is nie. Jy sien, die duiwel sit die gedagte in jou kop. Hy is die blikskottel. Wat wil dit vir jou sê? Ja, maar doen dit saam met jou vriende. Of nee, ja, saam met daai ou. Nee, maar niemand gaan weet nie. Tik, tik, tik. Hy is die een wat daai gedagtes gee. En dan wanneer jy dit gedoen het, dan is hy die een wat vir jou sê, kyk wat het jy gedoen. Jy is nie 'n kind van die Here nie. Kind van die Here doen nie dit nie.
Jy kan nie nou meer in sy teenwoordigheid wees nie. Is al van julle wat weet waarvan ek praat? Kan ek hande sien? OK, ek praat met jou vandag. Ons almal weet, Jesus is heilig. Kan ons saamstem? God is heilig. OK? Die enigste manier hoe ek hierdie verhouding met Jesus kan hê, dat ek sê, laat hy my praat, laat hy my lei, laat hy my help, laat hy wonderwerke deur my doen, is om ook heilig te wees. Ons almal weet, God haat sonde, want sonde maak ons seer, dit maak ons dood. God kan nie lig en duisternis meng nie, dis hoe die Bybel dit stel. Ons kan nie pikgiet donker in die kamer hê en lig nie. En dis die probleem. En dis die probleem waarmee mense nog hulle hele lewe lank sit. Die oomblik toe Adam en Eva gesondig het, toe kruip hulle weg van God af. Toe sien hulle raak, hulle is kaal. Hulle sien al hulle foute raak. Hulle kyk na hulle self en hulle sê, ek kan nie so voor God kom nie. En mense het nog altyd daai probleem gehad. Maar jy sien, hier is waar die goeie nuus vandag inkom, en wat ek wil hê jy moet snap, en ek was omtrent jou ouderdom toe ek het vir die eerste keer gesnap het, so ek wil hê jy moet baie mooi luister. Ons dink, om in God se teenwoordigheid in te gaan, om God se stem te kan hoor, om sy lig te kan voel elke oomblik, om sy teenwoordigheid by ons te kan voel, wanneer ons alleen is, wanneer ons sy presence ervaar, wanneer ons confused is, laat sy woorde oor ons val, wanneer ons nie goed voel oor onsself, en laat hy ons opbou. Ons dink, om in daai teenwoordigheid in te gaan, moet ek eers perfek lewe. Ons dink, ons moet onsself eers reg maak, en reg lewe, al ons foute uitsorteer, voor ons na God toe kan gaan. Maar ek wil vir jou sê, jy dink te veel van jouself. Jy sal dit nooit reg kry nie. Jy sal nooit reg kry om foutloos te wees nie. Weet jy wat die beste wat jy kan doen? Jy kan dit dalk reg kry om minder te vloek. Jy kan dit dalk reg kry om 'n paar slegte gewoontes af te leer. Maar die Bybel sê, ons beste dade van geregtigheid, okay? Hoor nou weer, ek gaan nou weer iets kras sê, maar dis in die Bybel. Okay? Hy sê ons beste dade van geregtigheid, die beste wat jy kan doen op jou eie, is vir hom soos 'n vuil tampon. Dit is pretty graphic. Hy stel dit nou in ander woorde, maar dis waarop dit neerkom. So even al doen jy jou bes, dis nie goed genoeg nie. Maar daar's 'n ander solution. Die enigste solution. Ja, ek wil dit vandag vir julle demonstreer. Marlie, sit vir ons solank ons eerste skrif op daar. Kan ons vir jou vra om te help? Kom staan gou hier voor vir my. Kan ek jou vra om te help? Ja, maar nie skaam wees nie, dit gaan okay wees. Okay, gooi net vir my spraai daarso en 'n Coke daarso asseblief. Maar nie laat hy oorborrel nie. Stadig.
Daar's hy. OK. Baie dankie julle. OK. Kom ons sê, hierdie is ons. OK? Vol sonde. OK, ongered. Ken nie die Here nie. OK? Al doen jy jou heel bes, al dink jy doen freaking great. Jesus sê nee. Ek is so perfek, even die kleinste gedagte maak jy so donker soos hierdie, OK? Hierso is Jesus. Perfek, skoon. OK. Nou julle, ek het vir baie jare lank in die kerk gesit en baie dominees hoor preek. Eintlik was dit dieselfde dominee elke Sondag. En ek was in die NG Kerk. Wie van julle is nog van julle is al NG Kerke hierso? Okay, ek was in die NG Kerk. Maar ek het nooit verstaan waar Jesus in die prentjie inkom nie. So ek het vir my dominee gesê, ja, ek verstaan, ek kan glo daar's 'n God en goed, maar hoekom moes hy, ek is 'n verstaan nou, goed moet vir my sin maak. Okay, as nie vir my sin maak nie, werk dit nie vir my nie. Is daar nog van julle wat so is? En ek het hom gesê, okay, maar hoekom moes God nou mens word en Jesus, en dan moet hy nou sterf van 'n kruis, soos hoekom is al daai nodig? Wie van julle kan vir my sê? Regtig, hoekom is dit nodig? Wat het Jesus kom doen? Hy kom sterf vir ons sondes? Kyk maar, wat beteken dit? Okay, maar hoekom? Ja, om ons te red, ja. Wat sê jy daar agter? So, okay, maar my vraag is, al die goed wat julle sê is reg, dis die gevolg daarvan, maar hoekom moes hy dit doen? Hoekom kon God nie net gesê het, deur al julle sondes is vergewe nie? Hy? Sê weer? Om jy 'n tweede kans te gee, om jou te vergewe. Maar hoekom kon God nie net gesê het, julle is almal vergewe nie? Sê weer? Maar julle hoor my dilemma. Kom julle agter dat, okay, maar my vraag was hoekom? Hoekom kon God nie net gesê het, ek vergewe julle almal nie? Wat sê jy? Ek like wat jy daar sê. Is jy van hier af hou? Hey, van waar af is jy? Oudtshoorn. Andreinel. Nee, net Oudtshoorn. Goeie plek daai. Alright. Kom kyk, kom ek antwoord gou daai vraag vir jou. God is perfek, maar hy is regverdig ook. Okay? So, as iemand jou kar steel, okay, dan is dit net regverdig laat hy gestraf moet word daarvoor. Jy moet jou kar mos teruggee. Okay? So God se dilemma is, hy is perfek, maar hy is regverdig ook. So nou is al hierdie sonde in die wêreld, hy kan nie net sê, nee, okay, dis fyn, julle almal kan aangaan met wat julle gedoen het. Verstaan jy, alles is net vergewe, uitgewas nie. Iemand moes betaal vir daai sonde. As daar sonde is, as daar verkeerd gedoen word, dan is daar prys wat betaal moet word. As jy iets hierdie kan vat, moet jy dit daai kan teruggee. God is regverdig. Ek gaan my eers laat sak. Kom ons lees gou daai vers hier daarbo.
For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sins, so that we could be made right with God through Christ. Ek gaan volgende jou 'n hele prentjie van wie Jesus is omvergooi. Want ons het nog altyd gedink, ons moet onsself regkry en dan moet ons na God toe kom. Maar hier is die prentjie wat God vandag vir jou wil skep. Hierdie glas is jy, vol sonde. Hierdie glas is Jesus, perfek, without sin. Wat sê hy daar? Christ who have never sinned. Okay. Ons verdien die punishment. Ons verdien om uit God se teenwoordigheid uitgegooi te word, want ons het die sonde gedoen. Jesus is perfek. Hy het die reg om altyd in God se teenwoordigheid te wees. Maar nou sê daai skrif vir ons dat God made Christ who never sinned to be the offering for our sin. So hier het iets gebeur, toe Jesus aan die kruis gegaan het, toe hy gesterf het. Onthou die Bybel sê vir ons, the wages of sin is death. Toe God ons gemaak het, het hy ons nie gemaak om dood te gaan nie. Toe Adam en Eva gesondig het ons begin doodgaan. You were never intended to die. God is not a God who makes something to live just for it to die again. God is the God of life. That is why everybody is afraid of death. Nobody wants to think about it. And everybody lives in denial. Everybody is looking for ways to extend their life. Want ons kan nooit tot vrede kom met die gedagte van dood nie. Jy was nooit gemaak om tevrede te wees met dit nie. Maar daar's geen menslike oplossing nie. Die enigste oplossing is in Jesus Christus. Want hy wat perfek is en glad nie die dood verdien het nie, het dood gegaan in 'n kruis. So hy het gekry wat hy nie verdien het nie. Sy lewe is uitgegooi aan die kruis. En terselfdertyd is jou lewe ook uitgegooi op die kruis. Nou hier's jy. Hier's Jesus. Daai skrif sê, He was made an offering for our sin. En 'n ander skrif sê dit, He became sin. So that we might become the righteousness of God. So Jesus het aan die kruis die straf en die dood vir al die sonde in die heelal. Al myne, al joune, al die wat jy gedoen het, al die wat jy môre gaan doen, en al die wat jy gaan doen oor 20 jaar, alles, die totaliteit van sonde, He became sin, al die sonde van die wêreld op hom gekom, sodat jy reggemaak kan word met God, so that you can become the righteousness of God. Drink vandag hierdie woord in, met alles wat jy het, want dit is ewige lewe. Daar is niks wat jy kan doen om die ewige lewe te verdien nie. Al wat jy kan doen is om te glo dat Jesus al jou sonde gevat het en dat hy vir jou sy gees gegee het. When you believe something, it becomes reality. God kan vandag vir jou hierdie geskenk aanbied, maar as jy dit nie glo nie, kan jy dit nie vat nie. En ek wil vandag vir jou sê, kyk 'n tweede keer na jouself.
Nie deur die oë van 'n sondaar nie, maar deur die oë van Jesus. En ek wil vandag vir jou sê, as jy jouself sien as 'n sondaar, is jy besig om God te besteel van die prys wat hy betaal het. Niemand wou jou sonde gehad het nie. Niemand was bereid om hulle lewe vir jou te gee nie. Toe kom Jesus, die een wat dit nie verdien het nie, en sê, ek sal dit koop. Toe sê die vyand, ja, maar jy weet wat is die prys? Die prys is jou lewe. En Jesus sê, ek is bereid om dit te betaal, en hy het daai prys vir jou betaal. Hy het jou sonde gekoop. Dit is nie meer joune nie. Jy kan nie meer sê vandag dat ek is 'n sondaar nie. As jy Jesus Christus aanvaar as jou redder, dan sê jy vandag, Jesus, vat al my sondes, vat al my smarte, al my foute, al my tekortkominge. Dit is nou joune, Jesus, en ek ontvang wat U vir my het, ewige lewe, en U lig, en U teenwoordig, en toegang tot God se teenwoordigheid. Sy stem, alles wat hy is. Julle en ek wil vir julle sê, dit is die beste nuus wat jy ooit in jou lewe gaan hoor. Want 'n klompie jare terug, na al my vriende gaan swat het en begin huise koop het en teere gaan het, ek het bietjie droog gemaak in die wêreld. Maar in daai tyd het ek Jesus ontmoet, ek het 'n ewige lewe gekry en ek onthou en ek sien hoe al my vriende trou en kinders kry en huise koop en karre koop op Facebook. En ek huil by die Here, ek sê, Here, kyk hoe goed gaan dit met hulle, ek het droog gemaak op skool, al die foute en goeders wat ek gemaak het. En die Here sê vir my, Johan, nie een van jou vriende ken my nie. En moenie vir een oomblik opkyk of jaloers wees wil dit nie, Johan, want jy het die ewige lewe. Dit wat hulle het is tydelik. En ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag jou hart vir die Here gee, ontvang jy die grootste geskenk wat jy ooit sal ontvang. Ontvang die ewige lewe. En maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak of jy foute jy maak nie, jy bly sy kind. Jy bly sy kind. Net soos jy nie terug kan klim in jou ma se maag nie, kan jy nie terugklim in God se maag nie. Hy het jou lief vandag. Kyk op, kyk vir my. Hy het jou lief. Hy het jou vrygekoop. Vir jou sondes betaal. Jou waarde is nie gelyk aan wat mense van jou sê nie. Jou waarde is nie gelyk aan die foute wat jy gemaak het nie, dit is alles op daai kruis. En hy het dit gedoen omdat hy so ongelooflik lief is vir jou. Kan ons 'n liedjie begin daar agter, saggies? Jong mense, het jou so lief. Hy het regtig sy lewe vir jou gegee. Hy sien iets in jou raak wat jy self nog nie raak sien nie. Al wat hy soek is jou ja. So maklik om 'n kind van die Here te wees. Maar ons moet hierdie gemors laat los. Wat die duiwel ons reg kry om foute te maak en dan ons so skuldig te laat voel daaroor. Sy plan is net om ons uit die teenwoordigheid van God uit te haal. As Jesus vir dit betaal het, mag jy dit nie terugvat nie. Klink dit nie net regverdig nie? Ek gaan daar agter lê my swart sakkie. Daai bring hulle hom gou vir my. Sal jy vorentoe kom saam met my? Is jy te skaam? Enige van julle met die swart sak.
Ek het nie baie nie. Maar ek gaan vir jou alles gee wat ek het. Okay? Ek wil weet of ek daai swart sak by jou kan koop. Is jou swart sak, né? Ek het nie baie nie. Kan ek hom by jou koop? Ek het net R600. Dis al wat ek het. Ek weet wat jy gaan sê, maar dink mooi daaroor, kan ek hom asseblief koop? Ek wil hom nie net vat nie. Ek wil hom by jou koop. Ek's bang jy change your mind later. Ek wil hom dalk terug hê. So vat my geld. Nee, ek wil hom koop by jou. Kan ek hom koop by jou? Ek wil hom graag hê. Ek wil hom graag hê. Ek soek hom. Okay. Nee, maar kan ek hom koop? Ek wil hom koop by jou. Ek wil hom koop by jou. Dis ja of nee. Kan ek hom koop by jou vir R600 asseblief? Kan ek hom asseblief by jou koop vir R600? Asseblief. Ek sal op my knie, ek soek wat jou asseblief. Kan ek hom nee, asseblief gee my by jou. Asseblief. Kan ek? Yes. Vat dit, hardloop. Vat dit. Woo! Nooi sê my, wat is jou naam? Sê wat is jou naam? Tiara. Dankie dat jy saam gespeel het. Dit is regtig jou geld daai hoor. Lekker snoepie geld. Nou volgende keer as ek iemand vorentoe gaan roep, gaan hulle vinnig spring, nê? Tiara, jy's awesome. Jy het 'n awesome hart. Okay. Ek wil net iets demonstreer. Okay. Maar vat hierdie ook vandag in jou hartjie in, okay? Daar's 'n rede hoekom jy hier voor was vanoggend, okay? As hierdie jou sonde is, kom Jesus vandag na jou toe en ek sê ek wil dit by jou koop vir alles wat ek het my hele lewe. En hoekom stry ons met hom? Hoekom sê ons nee Here, jy moet dit nie vat nie? En die enigste rede hoekom hy dit so graag wil hê is want hy wil nie hê jy moet dit dra nie. Hy wil nie hê jy moet die skuldgevoelens hê nie. Maar hy koop dit met sy lewe en dan kom vat ons dit terug. En ons sit weer daai goed op onsself en ons dink weer aan onsself as sondaars. En ons kan nie sy stem hoor nie, ons kan nie in sy teenwoordigheid kom en ons hele wêreld is 'n groot gemors. Want God se teenwoordigheid kan nie deur ons heers nie, want ons vat die hele tyd die goed terug by hom. Ons maak vandag klaar daarmee. Is jy saam met my? Is jy saam met my? Dis klaar daarmee. Hy het jou vrygekoop. Jy kan dit skree. Hy het my vrygekoop, julle. Jesus is my koning. Dit is hy joune vandag. Want hy het my gemors. Kom koop. Hy het my kom vat en vir my soveel rykdom gegee. Dit is al wat ek gehad het om hom te offer. En hy het gesê, ek soek dit en ek gee jou my rykdom, my lewe. Dis hoekom ek net op my knieë val en hom aanbid en sê, heilig is U. Seun van God wat my so lief het. En kan dit vandag jou realiteit wees? Ek wil hê jy moet net opstaan saam met my. En maak dit jou oë toe en kom ons sit hierdie liedjie net hard en ervaar net sy teenwoordigheid hier vandag. Jy is skoon gewas. Laat hy met jou praat. Sien vir Jesus aan daai kruis.
En weet dat hy vandag alles weg was. Jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie. Daar's niks wat jy kan doen om nie meer sy seun te wees nie. Sit dit lekker hard as jy moet huil. Dis jy en Jesus in hierdie plek vandag. Vergeet van almal rondom jou. Van julle gaan vir die eerste keer sy stem hoor vandag. Hy gaan vir van julle prentjies wys. Hy gaan vir jou wys hoeveel werd jy is. Kom sit lekker hard. Sit lekker hard. Hy is besig om te werk. Hy sê so, hy is by jou. Until every fear is still. At the mention of your name. When I'm alone, here within His love. Emmanuel, He is still with us. We're not alone, here within His love. Emmanuel, He is still with us. Voel sy teenwoordigheid vanoggend. Hy is hier so by jou. Hy roep jou op jou naam. Soos die verlore Mercy is falling, falling. Lift up your hands, receive it now. Here in the presence of the Lord. Mercy is falling, falling. Lift up your hands, receive it now. Here in the presence of the Lord. I know your past is broken. You can move on, it's over now. Here in the presence of the Lord. I know your past is broken.
Mercy is falling, falling. Jesus, U is so goed. Lift up your hands, receive it now. You're in the presence of the Lord. Mercy is falling, falling. Lift up your hands, receive it now. Daar's een of twee mense You're in the presence of wat hierdie sessie het jou regtig aangeraak. Jy het iets ervaar in hierdie sessie wat jy nog nooit ervaar het nie. Ek wil jou gevra om vorentoe te kom. Die Here het jou lewe verander vandag. Dis een of twee mense kom. Die Here wil iets doen vandag. Okay. Okay. Kom staan gou hier so in 'n ry. Julle girls, julle is brei voor. Okay. Eerste ding wat Papa God vandag wil doen is hulle 'n drukkie gee. So ek gaan nou vir elkeen van julle 'n drukkie gee. Okay. Hy's trots op jou. Jy is so special vir hom, hoor. Hy's baie lief vir jou. Kom hier so. Geef my 'n druk. Geef my 'n druk. Julle is awesome, elkeen van julle, hoor. Okay. Kyk gou vir my. Net vir 1 minuut. Okay. Okay. Los gou mekaar. Ek wil net hê julle moet gou hierdie doen saam met my. Jesus het jou vandag aangeraak. Nee? Ek gaan jou nou vra om iets massives te doen. Ek wil hê jy moet oor die mic sê, Jesus is my redder. Verklaar dit vandag. Net daai woordjies. Hy het vir jou gesterf op 'n kruis. Jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie. Gaan jy doen? Jesus is my redder. Jesus is my redder. Jesus is my redder. Jesus is my herder. Jesus is my redder. Yes! Jesus is my redder. Jesus is my redder. Jesus is my redder. Jesus is my redder. Julle kan maar gaan sit. Jy is nie uitgesluit uit hierdie uit nie. Ek vir hulle net 'n geleentheid gegee het. Kom ons sit gou daai tweede skrif op. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Jy het net openly declare that Jesus is Lord. Julle, dis so maklik dit is om 'n kind van die Here te wees. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou past nie, dit gaan nie oor jou future nie, dit gaan nie oor enige iets nie. Dit gaan net daarom te sê, Here, dit was alles U gewees. Dit is alles U gewees. U het die hele prys betaal. En ek kry net alles van U, al die liefde, al die goedheid. Wil jy dit saam met my sê vandag? Jesus is Lord. Come on. Kom ons sê dit sodat die
freaking bierplaas ons kan hoor. Is julle reg? Jesus is Lord. Woo! Kom ons doen dit nog een keer. Kom ons doen dit nog een keer. Jesus is Lord. Yes. Jesus is baie lief vir julle. En weet jy wat? Ek wil hê jy moet hierdie wat jy vandag gehoor het nooit vergeet nie. Sit vir ons daai eerste skrif weer op, Marlies. Maak 'n note daarvan. Daar's soveel goed wat ons so confuse. Maar hierdie ding mag jy nooit vergeet nie. God made Christ who never knew sin to be the offering for your sins, so that you can be made right with God through Christ. Jy moet dit nooit ooit vergeet nie. As jy vandag in jou hart glo dat Jesus aan die kruis gesterf het en jy het saam met my declare dat Jesus Lord is, sê die Bybel vandag, is jy gered. Het jy ewige lewe. Is jy 'n seun en 'n dogter van God en niks kan dit verander nie. Hoor my vandag, geen fout wat jy maak kan dit verander nie, want dit het niks met jou te doen nie. Jy het nie die prys betaal nie, Jesus het. Jy mag nie jou swart sak om terughaal nie, want ek het vir hom betaal. Jy mag net die geld spandeer. What a deal. What an amazing deal. En dis die deal wat Jesus ons gee. So kom ons gee vir hom nog 'n lekker hande klap. Ek is klaar. Awesome. Was daai goed of was dit goed? En dit is hoekom hulle dit noem the good news. Want jy het letterlik niks, ek bedoel, dis alles net Jesus. As God na jou kyk, sien hy vir Jesus. So maak nie saak wat jy nou gedoen het of gaan doen of jy kan mayonaise spuit, jy kan mayonaise snyf, jy kan enigiets doen. As God na jou kyk, sien hy vir Jesus. En ek wil in hierdie moment wat ons nou het, gaan groepies toe, ons sal die klokkie lui, dan gaan julle 'n klein breekie hê, as die klok weer lui, kry ons julle weer terug in die saal. So ja, gaan chat 'n bietjie oor die sessie en maak 'n bietjie oop. Ek dink dit was regtig great en ja, enjoy.